Goeienaand Johan, het is goed om weer 'n bietjie hier by jou te kuier. Ons gaan nou vandag 'n bietjie gesels rondom hoop in hierdie tyd van afval en agteruitgang. Nou jy het so, wat is dit, so 'n jaar en 'n half gelede, amper 2 jaar gelede, het jy 'n toespraak gelewer by die synode van die AP Kerke rondom die kinderseën en ook sending. En ek wil 'n bietjie rondom dit verder gesels as ons nou dink in terme van hoop en afval in die tyd dat ons in leef. Nou, jou agtergrond is dat jy 'n professor is hier by die AP Akademie in diakonologie en missionologie. So ek dink, vertel vir ons 'n bietjie, wat is diakonologie? Missionologie dink ek behoort ou te weet, maar wat dit is en ook so 'n bietjie oor jouself. Wie is jy? Ek weet dat jy 5 kinders het en jy is getroud en so aan. Vertel so 'n bietjie meer vir ons van wie jy is. Ja, kom ons begin net eers ordentlik. Goeienaand François. Baie lekker om hier 'n bietjie saam met jou te kuier en ja, nou in hierdie verband te kan kuier. Is vir my besonder en 'n groot voorreg. Dankie vir die voorreg daarvan. Jong, ja, as ons begin by diakonologie, jou eerste gedagte, dan gaan dit maar oor wat die skrif die bediening noem, veral daar in 2 Korinte 5, die bediening van die versoening, en eintlik staan daar 2 groot figure in die geskiedenis teenoor mekaar, 2 wat al 2 bekend wou wees as gereformeerde leraars en 2 uiteindelik hoogleraars. Die een is die welbekende professor Dr. Abraham Kuyper, wat toe nou later ook minister-president van Nederland geword het, so rond die periode van die Anglo-Boereoorlog hier in Suid-Afrika. En die ander persoon is daar uit Duitsland, en Kuyper het hom doelbewus teenoor Friedrich Schleiermacher gaan opstel, en al 2 het na hierdie spesifieke gedeelte in 2 Korintiërs 5 na toe verwys. Die verskil is net die skrifbeskouing. Kuyper wat daarvan uitgegaan het, maar in die Bybel het ons die woord van God. Daardie woord roep om bedien te word. Dit is 'n opdrag van Christus. Christus gee die gawes, die opgestane, hemelgevare, nou sittende aan die regterhand van die Vader, regerende Christus. Hy is die een wat sy kerk bemagtig, hy is die kerk wat sy kerk toerus, en daarteenoor het jy vir Schleiermacher so 'n bietjie voor Kuyper gelewe, net so rond die periode en na die periode van Immanuel Kant, waarvan ek die studente duidelik uitwys wat geen Immanuel was nie. So hy het hier rondom 1811 sy groot ensiklopediese werk geskrywe, en toe het hy eintlik dit baie sterk vanuit 'n meer praktiese, vanuit die mens oorweging gedoen, en sy skrifbeskouing kom ook daarop neer dat al wat ons in die Bybel het is woorde van mense oor God. So uiteindelik vervaag en verdwyn die persoon en die werk van die Heilige Gees, en so het 'n mens dan nou by die begrip aangekom diakonologie, die leer oor die bediening van die woord, en dit staan gewoonlik teenoor wat baie meer algemeen en veral in ons land nou bekend staan as praktiese teologie. In die wêreld breed gesproke is daar verskillende standpunte, en 'n mens kan nou 'n paar keer daarop uitwy, maar hier in Suid-Afrika spesifiek het ons vir 'n goeie 30-40 jaar lank op verskillende van Suid-Afrika's Afrikaanse universiteite diakonologie geken, en toe na 1990-94 het jy die groot ommeswaai gekry, en nou is dit net oralste praktiese teologie. Ons is eintlik maar een van die enigste plekke in Suid-Afrika oor wat nog steeds vashou aan daai die bediening van die woord. As mens dink aan daai woord minister, of dan dit verwys eintlik na dat jy diensknegt moet wees, so dit is eintlik
klink dit vir my wanneer jy verwys. Jy moet dien. Dis nie dat jy gedien moet word soos Jesus sê nie. Toe hulle met mekaar beklei het oor wie die grootste is en sê nee, julle moet mekaar se diensknegte wees. Ja, dit is mooi. En dit kom dan nou weer by wie en wat is ek? En natuurlik is ek 'n geroepe dienaar, 'n bedienaar van die woord, eintlik maar van kindsbeen af, van geboorte af, so jy maar kon sê, is ek 'n seun van die kerk. Dis hoe ek myself nog oor al die jare beskou. Ek is gebore uit gelowige ouers, nie geleerde ouers nie, maar wel gelowige ouers. En ek is in die NG Kerk gebore en getoe. Ek is daar in Durban, in die NG Gemeente Suidkus is ek gedoop, en ek is later in die gemeente van Kempton Krag, daar het ek belydenis van geloof afgelê, en dit is dan nou ook die gemeente van waarna uit ek na die Universiteit van Pretoria toe gekom het om te kom teologie studeer, en later nie baie ver hier van ons af nie, die sogenaamde Ooskerk, Pretoria Oos NG Kerk. Daar was ek dan nou 'n jeugwerker gewees in my studiejare by die Afrikaans Oor Seuns, en my vrou Stefanie was by die Afrikaans Oor Meisies jeugwerker gewees. En as jy dan nou vir my vra, wanneer het ek nou regtig bewus geraak daarvan, dat daar so iets is soos 'n wedergeboorte, dan moet ek vir jou sê, en ek het hom sommer saamgebring hier, ek moet in daai opsig 'n dankie sê vir professor Ferdinand Duist. Dis spesifiek hierdie boek van hom, Witnesses to the Old Testament, wat my nou as Immanuel Kant kon sê, maar hy is so opgewek uit sy slaap uit, sy filosofiese slaap uit, dan kan ek nou sê, ek is nou nogals uit my vanselfsprekendheid uitgeruk, want toe ek nou daaroor moes besin van, is dit regtig so? Is dit wat ons in die Bybel het, werklik iets wat ons van God af kry? En min het ek daai dae die begrippe materiaal gehad, die toerusting gehad, ek het nie antwoorde gehad vir dit alles nie, die hele ding van 'n teologie van onder, vanuit mense uit, wat uiteindelik word menslike spekulasies oor God, dis iets wat my tot in my murg en wese geruk het, en ek het ook nie op daai stadium so bewus daarmee omgegaan nie. Ek was toen nog in die lettere fakulteit, maar in die teologiese fakulteit, waarvan hierdie boekie dan nou die getuienis aflê, professor Heinz wat te staan gekom het teenoor professor Duist, en professor Heinz wat baie sterk God wat bestaan, God wat inisiatief neem, God wat betrokke is in die geskiedenis verdedig het. As ek nou daai dag in die saal moes gesit het, dan sou ek nou heel duidelik vir professor Heinz gekies het teenoor professor Duist, maar ek het toe nou van nog niks geweet nie, nat agter die ore, nie van vooronderstellings iets gesnap of geweet nie, maar dit was eintlik die groot draai in my binnekant wat my toe nou op spoor gesit het uiteindelik, dat ek my magister gedoen het oor lewens- en wêreldbeskouing, wel Afrika, en dan toe uiteindelik toe ek nou kom by die doktoraal, toe het ek op vooronderstellings gewerk, en dan het baie sterk pastoraal toegespits, want elke persoon wat kom met 'n vraag van die een of ander aard, gaan uit van vooronderstellings, en die leraar is veronderstel om na daai vooronderstellings te luister. En ja, so het ek dan uiteindelik dan nou in die sending beland, iets wat ek hoegenaamd glad nie gedink het met my sou gebeur nie, en het ek daar by Mukhanyo Theological College in Kondebele opgeëindig, eers as sendeling dosent, later as visieprinsipal, en toe die Here met my 'n pad gestap wat ek hoegenaamd glad nie verwag het nie, om hier by die Afrikaanse Protestantse Akademie op te eindig. Eintlik as ek nou vandag terugkyk, dan besef ek, dit was maar beskikking gewees, want ek was nou nie 'n baie bekende figuur nie, en hier sit ek, en moeg ek nou al sedert 2009
mag ek nou dien as dosent hier in die 2 vakgebiede. Ek is eintlik beroep vir die diakonologie, maar Prof Frans en Prof Maree wat my nou, Prof Frans van Staar en Roelof Maree wat nou hier was, hulle het toe nou net gesê, want op daai stadium het hulle die sendingsvakke hanteer, hoekom sal ons dit nou doen as ons nou hier 'n sendeling het, warm van die veld af, en so het dit toe nou my verantwoordelikheid geword, tot en met waar ek nou hier saam met jou sit en gesels en kuier. Ja, en jy het 5 kinders mos, nee, en Stefanie, getroud met Stefanie. Dis reg, ja, en ek sal nou terugkom na Stefanie toe, maar ja, in 1990 haar ontmoet, en ons is nou al 33 jaar gelukkig getroud, ja. So, dit is al 'n leeftyd, hè? Ja. 33 jaar. En ja, ek dink is ook 'n voorbeeld vir, as mens dink, deesdae so die helfte van die huwelike eindig op in egskeidings. Ja. So dis ook 'n voorbeeld en ja, ek dink is baie mooi. Ja, dis eintlik wat jy nou daar praat, is 'n baie hartseer verskynsel in die Suid-Afrikaanse samelewing. As dit juis oor huwelik en gesin gaan, dan deel ek dit ook met die studente. Die saak het eintlik so versleg in die afgelope 10 jaar, bedoelende nou die periode van ondersoek en statistiek by Statistiek Suid-Afrika vanaf 2010 tot 2020, dat eintlik daar nou die eerlike vraag op tafel is. Oor die volkere heen in Suid-Afrika, die deursnee Suid-Afrikaanse burger, is dit nog enigstens sin om huwelike te sluit, want glo die Suid-Afrikaner, die deursnee Suid-Afrikaner nog aan die huwelik. Want nie net val huwelike uit mekaar nie, die opkomende geslag neem veel langer om tot huwelik te kom. Vir die eerste keer wat mense die huwelik sluit op die gemiddelde, is die ouderdom al vlak in die 30 vir dames, en heel wat dieper in die 30 vir manne. Ja. Nou, ek dink dit het ook met die ontchristeliking van die samelewing te doen. Ja. Ons het familie wat in Nederland is. Nou goed, daar is 'n gedeelte wat Christene is en ons daar 'n gedeelte wat nou nie is nie. Maar die gedeelte wat nou nie is nie, hulle doen nie eers die moeite om te trou nie. Ja. En hulle het kinders, 2 kinders, by verskillende mans, so jy begin dit nou kry, wat mense net as individue leef, en ja, dit is nie eers vir hulle vraag of 'n mens moet trou nie, dit is nie eers in die verwysingsraamwerk. Ja. Soos baie hartseer. Maar ja, dit is goed dat julle ons die voorbeeld stel. Ons is dankbaar daarvoor. Ja. En jy het nie net al hierdie dinge gedoen nie, jy was tussendeur was jy nog predikant ook. Dis reg, kyk, so ek was nou maar in 1994 het ek die bediening betree. So, en toe was ek nou sendeling predikant, en binne die gereformeerde wêreld word daar anderster gekyk na sendeling as sê nou maar in die omgewing van die baptiste, die methodiste en so meer. Daar word doelbewus en spesifiek gekyk na 'n sendeling as 'n missionêre bedienaar van die woord. So die verwagting is, jy doen jou volledige teologiese opleiding en daarna spesialiseer jy, afhangende van wat die spesifieke gebied is, waarheen die Here jou dan nou roep, om dan nou te kwalifiseer as 'n missionêre bedienaar van die woord. So van 94 tot so ongeveer 2006 was ek dan nou in die sending gewees, Mamelodi, Soshanguve, KwaNdebele, baie in KwaMhlanga en omgewing gekom, en was aanvanklik beroep as iemand wat die opdrag en die taak gehad het dat daar leiers kom in die gemeente, ouderlinge bevestig word, en hier by 2002 toe is die ouderlinge bevestig, en toe het die saak nou geword, wat nou? Want ja, 'n sendeling se uitsluitlike werk is om jouself so vinnig as moontlik oorbodig te maak, en toe die dagtaak vir 'n groot deel oorgeskuif in die rigting van teologiese opleiding, alhoewel ek vroeër het gegee het, was dit baie beperk,
Later was dit nou baie meer. En toe het ek nou baie intensief by Mokganywa Theological College saam met my oud kollega professor, later buitengewone professor, daai stadium was hy Dr. Flip Buys. Hy is nou al geëmeriteer en baie lekker hand aan hand saam met hom gewerk. En nou ja, toe het my pad so gelei dat uiteindelik daar nie meer die ondersteuning was om daar voltyds te wees en dat dit jou volgende roeping sou wees nie. Die gevolg is dat toe uit die verband van die AP Kerke mense vir my gesê het, man, jy het nou so lank vir die Sothos en die Tswanas, die Mamelodiane, want dit is maar verskillende volkere wat daar betrokke is, gepreek en die evangelie bedien, wat nou van die Afrikaner, die volk waar uit jou kom. En dis hoe my pad toen uiteindelik gelei het tot in die AP Kerkverband en ek was skaars so 2 jaar daar op Leidenburg was ek leraar gewees, toe word ek beroep na die teologische opleiding toe, maar die kerkraad daar wil my nie die missie gegee het, alvorens ek nie met hulle 'n soort van 'n ooreenkoms kon wees nie, en dit het nog vir so extra 2 jaar gehou, en toe het ek weer geskuif, en nou die laaste ruk is ek net besig met die akademie, ja. Ja, dit is my eintlik mooi dat julle dit so gedoen het, dat dit half 'n kombinasie was tussen die praktyk en in die akademie, dat hy nie heeltemal die band met die praktyk verloor nie. Nou goed, ek dink dit eis ook sy tol, want dit is basies dubbel werk wat 'n mens doen, maar ek dink is mooi dat dit nie 'n voortoring tipe van akademie raak wat 'n mens voorhou aan die nuwe studente nie. Dit het baie beslis sy voordele, verseker. Dit is nou soos jy daar sê, die werkslas is maar 'n ding wat uiteindelik tog die oorweging gemaak het, dat ek dan nou op hierdie stadium, want my tyd loop ook uit, so as ek nog ergens iets gedoene wil kry, dan het ek nog net 'n paar jaar oor, so maar om al die balle in die lug te hou, dit is wel 'n uitdaging, maar dis verseker so, dat jy nie net agter 'n lesenaar sit, en jy is nie net die hele tyd besig om jou denke in te span, maar die gelowige voor jou vervaag, en uiteindelik is jy op 'n traject van spekulasie, wat jy dan teorieë noem, en dan uiteindelik is jy nie meer 'n bedienaar van die woord nie, en dan jy praat van ontchristeliking, dan hol selfs daai begrip uit waar jy 'n hoogleraar behoort te wees, bedoelende voor die aangesig van God die versoening van Christus te bedien, raak jy dan nou iemand wat op 'n intellektuele toer gaan met allerlei stokpertjies, en jy gons hier en jy gons daar, maar jy bou nie meer die geloof nie, jy breek die geloof tot in sy wortels toe af. Ja. Nou Johan, hierdie tyd wat ons in lewe is 'n bietjie van 'n de mekaar tyd, en ja, dit is 'n tyd van afhaal. En nou word daar boeke geskryf, ek dink aan Pat Buchanan se boek, wat hy praat oor die Weste wat agteruit gaan, die titel is Death of the West. Nou is daar 'n ander boek van Kevin Swanson, en hy praat in dieselfde tipe van rigting, hy praat van die rise and fall of the West, en dan kry mense 'n ander ene wat praat oor the suicide of the West. Nou, iemand wat nou nie 'n Christen is nie, soos Elon Musk, hy het nou die afgelope 5 jaar of so, het hy nou nogal baie in die openbaar uitsprake gemaak en gesê, maar ons staar eksistensiële voortbestaan in die gesig. En hulle het byvoorbeeld 'n onderhoud met hom gevoer, en dit was oor kunsmatige intelligensie, en hulle vra toe, wat is die grootste bedreiging vir die mensdom? Met die gedagte dat nou kunsmatige intelligensie gaan wees. En hy sê toe nee, dit is die feit dat daar nie genoeg mense is nie. En dit was toe nou vir die joernaliste was dit 'n bietjie van 'n skok. Hulle het daarin ingedink het dit die antwoord gaan wees nie. En toe verduidelik hy, toe sê hy dat al gaan 'n mens en jy vat al die mense uit die derde wêreld
en jy bring daai mense na China toe, dan sal dit nie genoeg mense wees om net die probleem van China uit te sorteer nie. Dan praat jy nog nie eens van Europa en Amerika nie, en dan kan 'n mens gaan kyk, in Asië is dit eintlik nog 10 keer erger as in die res van die wêreld. Byvoorbeeld Suid-Korea het hulle net 0.8 kind per vrou, en jy het 2.1 nodig om gelyk te kan breek. En dan in Noord-Europa, daar is dit so 1.3, en as jy meer suid gaan, Italië is so 1.1 daar rond, en dan in Amerika, hulle voer nou baie mense in, en in Noord-Europa ook, voer hulle ook baie mense in van derde wêreldlande, maar ten spyte daarvan het hulle nog nie eens by die gelykbreekpunt gekom nie. En nou goed, as mense gaan kyk natuurlik het dit nou 'n geweldige impak. Ek was nou so 20 jaar gelede was ek in Europa, en nou 20 jaar later is ek weer daar, en mense kan sien hoe die demografie verander het, want hulle voer mense van die derde wêreld in. Nou dieselfde word in Amerika gedoen, hulle die grens basies oopgegooi, en ek dink dis meer 'n situasie van om hulle ekonomie net aan die gang te kan hou. Maar nou die teenreaksie van die mense is om te sê nee, hulle wil dit nie hê nie, want die vreemdelinge wat ingekom het nie dieselfde waardes en dieselfde wêreldbeskouing nie. So nou begin jy ander probleme kry van misdaad en hulle dink net anders oor dinge. En dan kom hulle dan sê hulle nee, dit is doelbewus wat hierdie dinge gedoen word, en hulle noem dit the great replacement. Want jy kan fisies sien hoe die Europese bevolking word vervang met iets anderster. En dan sê Elon Musk, maak 'n opmerking oor hierdie, en dan sê hy, the problem with the great replacement theory is that it fails to address the foundational issue of low birth rates. Record low birth rates are leading to population collapse in Europe and even faster population collapse in most of Asia. Immigration is low in Asia, so there is no replacement going on. The countries are simply shrinking away. If this doesn't turn around, then any countries on earth with low birth rates will become empty of people and fall into ruin, like the remains we see of the many long dead civilizations. Nou goed, as jy na Kevin Swanson gaan kyk, dan praat hy oor van hierdie dead civilizations, en dan praat hy onder andere van die Griekse beskawing. En dan het hy 'n aanhaling, dan sê hy, at Eritrea, only one family in 12 had 2 sons. Hardly any had 2 daughters. The whole of Greece has been subject to a low birth rate and a general decrease of population, owing to which cities have become deserted and the land has ceased to yield fruit. Men had fallen into such a state of luxury, avarice, and indolence that they did not wish to marry, or if they married, to rear the children born to them, or at most but 1 or 2 of them. Nou, ek wil nou by jou weet, Johan, as jy nou hierdie aanhalings wat ek nou gemaak het, hoor, dink jy dat dit wel so is, dat die agteruitgang in die Weste iets te doen het daarmee dat mense nie meer kinders wil hê nie? Jong, vir my, by die studente, skryf ek hierdie boek voor van Mary Eberstadt, waar sy vanuit sosiologiese statistiek baie soortgelyk die punt maak. Sy noem dit net, dink ek, meer tereg nog dieper, how the West really lost God. En dan sê sy, die sekularisasie begrip wat ons nou mag gebruik, die ontchristeliking, soos jy dit noem, vanuit 'n Roomse standpunt, want sy behoort in die Roomse kerk, moet 'n mens meer genuanceer daaroor praat. Dit is eintlik westers protestants. Sekularisasie of ontchristeliking is die einde van westerse protestantisme soos wat ons dit eens geken het. En dit hou weer natuurlik verband met die sogenaamde verligting,
waarvan 'n mens in die Franse revolusie een van die groot produkte het, en jy is dus op die trein van individualisme na in ons dag hyperindividualisme. So as daar nou ooit in die geskiedenis 'n periode van tyd was waarin dit gegaan het oor net ek en myself en hoe ek dinge goed dink, beskou, wil hê, my voorkeure, afkeure, dan is dit juis in hierdie gewrig van tyd waarin ons nou leef. En dan kom by my die beeld op van 'n pendulum. In die laat 1800s was ons gebombardeer met hierdie ding van kinders. En kinders het toe die groot verfoeisel van die westerse samelewing, soos wat ons dit toegeken het, geword. Daar mag nie meer kinders wees nie. En daar is vir ons allerlei spookbeelde opgedis oor hoe hierdie planeet nou net eenvoudig nie meer kan voorsien aan die hoeveelheid mense nie. En toe sit ons nou aan die een kant van waar die pendulum nou begin loskom en hy swaai heeltemal deur tot waar ons nou is, waar die ekonomie, die wêreldekonomie is gebou op grond van die hoeveelheid mense wat daar op die oomblik is. In die tussentyd is daar ander stemme wat opgaan en sê, maar as jy heel eerlik omgaan, ek dink ek het een keer gehoor by 'n groot kongres, as jy die staat Florida vat, en jy sit al die hoeveelheid van mense wat daar op planeet aarde is, dan sal ons almal in die grondgebied van die staat Florida kan inpas, plus minus ongeveer. En ergens wil iets net nie klop nie. Dat die probleme wat ons ervaar, die uitdagings wat ons ervaar, kom dit regtig daarop neer, dat ons moet voorbehoeding gebruik, ons moet eintlik liefs glad nie kinders hê nie, probeer voorkomend te werk. En dan begin 'n mens agterkom, as jy in die protestantse wêreld kyk, dan het die grootste deel van die protestantse wêreld prooi geval vir die verligting en die naverligtings ongeloof. Terwyl daar daarom nog 'n mens kan ander verskille hê, maar die Romeinse kerk is nog steeds anti-aborsie, is pro-lewe mense. En dan sê ek dit tot my eie groot skaamte as 'n gereformeerde protestant. Want selfs uit gereformeerde kringe het jy hierdie ding gekry, en nog voordat ons die nuwe Suid-Afrika 'n hele nuwe bedeling gehad het, was daar in die ou bedeling, het ek al pamflette en het ek al skrywes raak geloop, waarin daar toe baie sterk aansporings was op allerlei maniere, dat die Afrikaner in elk geval moet veel minder kinders hê. Nou is ons by 'n punt waar, dis nie net Afrikaners nie, oor die volksgrense heen, behalwe waarskynlik onder die moslems in ons land, is nou hierdie ou westerse raamwerk. Maar is 'n raamwerk wat ek moeilik vind, en as ek dan, miskien by Swanson meer, omdat ek so 'n bietjie van hom weet, by Elon Musk minder, omdat die kry of die nie kry van kinders is nie 'n neutrale kwessie nie. Daar's net mooi niks vanselfsprekend aan kinders nie. Al beteken dit nou in lyn van Genesis 1:28, leef ons met die groot opdrag, vermeerder en vul die aarde. Maar as ons nou na die Heidelbergse Katekismes kyk, wat vir ons doelbewus vra, maar daar in Sondag 33 vraag en antwoord 91, wat is 'n goeie werk? Dan kom jy agter, maar wag so 'n bietjie, daar's 'n vereiste van geloof in Christus Jesus, die werking van die Heilige Gees. Daar is 'n norm, naamlik God se wet, waarin daar voldoen moet word. Wat jy ook al doen, behoort jy te doen tot eer en verheerliking van God ons almagtige Vader. So jy kan baie kinders kry sonder dat dit
geloof was wat 'n rol gespeel het, sonder dat jy dit volgens 'n norm gedoen het, sonder dat jy dit gedoen het tot eer en verheerliking van God. En so het in menige lande waarin daar vorige dekades tereg opgewys is, het daar ontploffings plaasgevind, maar met die mees hartverskeurende toestande. Want daar was nie geloof nie, ware geloof. Daar was nie norm nie, God se norm, geopenbaar in sy wet. Daar was nie 'n godgerigtheid nie. So die verskriklike hoeveelheid kinders wat op 'n gegee moment gebore was omdat daar nog nie 'n pil was nie, voorbehoeding was nie, die reg op abortus was nie. En die oomblik toe die pendulum swaai en ons kom uit by al hierdie sogenaamde menseregte, skielik het ons nou weer 'n probleem. So van oorbevolking is ons nou op pad na onderbevolking. En vanaf angs na die kant is ons op pad na angs na daai kant. En as ek dit nou baie persoonlik kan maak, ek het vir Stefanie in 1990 ontmoet en ons is getroud hier aan die einde van 1991 en toe word dit vir ons 'n baie bewustelike besigheid. Hoe werk dit nou met kinders? Want die modegier van ons dag was op daai stadium nee hoor, as jy kinders kry maksimum 2, maksimum. En ons is eintlik van beide kante van die familie aangespreek. Dink jy nie Stefanie is 'n broeikas nie, hoekom gaan jy so aan oor Stefanie? Maar nee, vir ons was dit 'n baie ernstige ding. As jy nou byvoorbeeld na Genesis 20, Genesis 29 kyk en jy vra vir jouself af, bestaan God? Is God regtig? En as dit dan nou so is, beteken dit die Bybel praat die waarheid as die Bybel sê maar God sluit toe die moederskoot. God maak die moederskoot oop. Wat dan vir ons twee nie wou sê, nou moet jy breinloos, sonder denke, deur die saak gaan nie. En daarom, wat ons aanbetref het, was dit toe 'n kwessie van, ons weeg elke keer weer. Hoe gaan dit met haar gesondheid? Hoe gaan dit met ons situasie, die verantwoordelikheid wat ons onderling het? So ons het baie bewus daarmee omgegaan. Maar dit het gebeur, male sonder tal. Dan loop jy in die Pick n Pay byvoorbeeld, jy gaan koop kos, dan draai die mense om, want die een waaitjie sit vol kinders, terwyl ons besig is om kos te koop. Want dit is 'n ongehoorde ding, dit hoort nie so nie. Jy oortree 'n samelewingsnorm, wie is jou wet? Jy oortree 'n samelewingsgeloof, is die lewende God hier ter sprake, ja of nee? Jy kan nie die luksus en die eer van die mens dien nie, so waarmee is jy dus nou besig? En daarom vir my, nee, dis nie 'n neutrale kwessie nie. As dit spesifiek oor Elon Musk gaan, dan is ek geneig om so 'n bietjie meer genuanceerd te wees, want ek sien mos nou van na die verligting af, hierdie pendulum swaai beweging, en waarskynlik gaan hy nou vir 'n ruk lank, die angste, dit het die vorige keer 50 na 100 jaar gevat, en toe swaai die ding om, nou gaan hy dalk 10-1 weer, tensy daar nou ander stoppertjies is wat gery word oor hoe bedreigend die lewe hier op planeet Aarde is. Maar in al twee gevalle is jy verlore, want jy is sonder die lewende God, jy is sonder Jesus Christus, die enigste verlosser wat daar is, jy is sonder die Heilige Gees, wat veronderstel is, in terme van die skrifse getuienis, om dit wat in Christus is, of uit Christus is te neem, en in ons harte vir ons te kom deurgee, dan gaan dit mos gelowig. Hoe gaan jy gelowig om met sake? Ja, ek het daai boek van Pat Buchanan, met hulle die vraag gevra aan die mense, wat nou nie kinders wil hê nie. Die mense kry jong mense wat hulle self dinks noem, double income, no kids. So hulle doelbewus wil hulle nie kinders hê nie, en hulle vra vir hulle, maar hoekom nie? So hulle nie, kinders kos geld, hulle is moeite, hulle meng in met jou slaap,
Ja, en ons kan reis net wanneer ons wil, soveel as wat ons wil. So met ander woorde, dit is selfsugtig. En dit op die einde fokus jy net op die hier en die nou. Jy het nie 'n groter visie van die toekoms en 'n volgende geslag en volgende geslagte nie. En ek dink dit is wat ons gekry het, maar dit lê die klem daarop, soos wat jy nou ook gesê het, dat op die einde begin dit by die geloof. Want as mens nie die geloof het nie, dan gaan jy nie dink in terme, jy gaan net dink in terme van jou eie lewe. Jy gee nie om te dink in terme van geslagte nie. En ek dink dit gaan saam met Psalm 127 en Psalm 128, wat dan die klem daarop lê, want die kinderseën word daar ingebring. En wat vir my nogal mooi is, die een Psalm praat oor wanneer jy in die poort staan, dan sal jy nie beskaamd wees as jy jou koker gevul het nie. So dan word dit baie prakties wat dit beteken as jy die kinders gekry het en die koker gevul het, want dan kan jy met die vyand met vrymoedigheid onderhandel, want jy het die pile om dit mee te doen. En nou is ons in 'n situasie wat daar nie meer pile is nie, en jy staan beskaamd. En nou goed, almal van ons het daai probleem. Dit is nie net Afrikaners nie, almal, want mens besef dit nie, maar Suid-Afrika het nou ook onder vervanging gegaan, nou so 'n paar maande gelede. En daar's so 'n grafiek wat 'n mens op Wikipedia kan gaan kyk. Hulle noem dit die fertiliteit ratio. En dan wat hulle dan doen is, hulle het al die lande plot hulle. En dit is eintlik ongelooflik, die enigste lande, mense sou gedink het dat selfs die moslimlande sou daarom ten minste meer as 2 kinders per vrou hê, maar selfs in die moslimlande, Iran is onder vervanging. Saudi-Arabië is onder vervanging. So daai denke het al tot daarso het dit al posgevat dat die kinders is eintlik nutteloos en jy hoef nie te dink in terme van 'n volgende geslag nie. En daai materialisme wat ek dink wat ingekom het in die samelewing, dit gaan ernstige gevolge hê. Nou goed, dit is ook seker 'n oordeel van die Here dat hulle losgelaat het in hulle eie denke, want as ons Romeine 1 gaan lees, dan sê die Here dat hierdie LGBT wat ons deesdae het, dit is eintlik 'n oordeel van die Here. So ek dink die Here laat sy genadige hand, vat hy maar net weg, en dan sien ons hoe lyk die gevolge. En dit is nie goed, dit lyk nie mooi nie, dit is glad nie goed vir ons nie. Ja. Ja, as hy ons aan onsself oorlaat. Ja. En dan kry jy dus nou dat, terwyl jy nou so gesels, kom die gedagte by my op, die oomblik as jy op God gefokus is, dan is jy dus nou, kyk jy weg van jouself af, kyk jy weg van die hier en die nou af, kyk jy in terme van die verbond in die geslagte, en die oomblik as jy jou oë afval van die Here van die leerskare, die Here van die verbond, in wie ons hoop is, in wie ons versorging is, in wie die vertroosting is, maar jy hoef jou nie sorge te maak nie, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Hy sorg vir die mossiekies, nie vir jou sorg nie. En dan skielik is jy op jouself aangewese. En dis nou mos maar wat na die verligting gebeur het. Ek moet vir myself sorg die hele tyd. Ek kan niemand rondom my vertrou nie. En dan is dit so, en ek sien dit by jonger mense, dat die toekoms raak vir jou donker, en as jy nou jou ore uitleen aan die wêreld gebeure, dan is daar 'n diep onderliggende angst, soos die Duitsers sal praat, en dit inhibeer dan nou die vrymoedigheid. Wat is die sin? Want nou begin dit oor die sinsvraagstuk, die sin van die lewe gaan. Wat is die sin daarvan om kinders in hierdie wêreld in te bring, as daar nie werksgeleenthede is nie, as daar aktief teen jou gediskrimineer word, as diegene wat wel werk het, so aan belastings onderwerp word, dat jy begin al meer en meer sukkel om 'n bestaan te maak, dat indien ons praat van die marxistiese gonsgedagtes wat rondgaan, diegene wat het en diegene wat nie het nie, nou uiteindelik word dit 'n kwessie van
die persoon wat spaarsamig omgaan met lewensmiddele, word dan nou gestraf, want skielik het jy, en omdat jy enigstens iets het, jy het 'n pensioen, jy het spaargeld, jy het 'n huis, nou beteken dit ons moet by jou kom vat. En dan is ons nog nie daar waar mens nou skielik die uitwasse van die kapitalisme wil goed praat nie, want ek dink nie soseer kapitalisme in sy ekstreme mate, soos die sosialisme en die kommunisme aan die ander kant van die pendulum, is enigstens Christelik van aard nie, maar wie nie werk nie, mag nie eet nie, en sê die skrif, nie net ek nie, dit is waar ek my oortuiging vandaan kry, en dan is die verstommende net, dat jy kry mense, en jy praat nou van Europa, ek self het dit in Nederland byvoorbeeld meegemaak, waar jonger garde vir my gesê het, maar hoekom sal ek werk, want ek kry dan 'n uitkering van die staat, en as iemand my nie meer wil aanbied, as wat die uitkering van die staat is nie, dan sien ek nie kans om enigstens werk te verrig nie. So werk is nie eerbaar nie, dit word 'n las, dit reis in met my persoonlike dag tot dag vreugdes, en dan is ons in 'n kultuur van plesier en pret, en dan as ons teruggaan na die ou Griekse kulture toe, dan dink ek tog wel, iemand so Swanson en waarop Musk dan nou sin speel, het 'n punt beet, want die oomblik as 'n mens jou geloofsvooronderstellings op die tafel neersit, en jy besef, maar is in daai lig, dat ons na die wêreldgebeure ook vandag kyk, dan besef jy maar, armoede val nie net uit die lug uit nie. Ja, dit kan wees, en ek dink iets van die nadraai van die middeleeue is, en dit is dalk iets wat by die westerse mens leef, dat daar hierdie diep gewortelde dryf is. Ons wil nie weer onder 'n feudale stelsel van watter aard ook wees nie, en daarom hierdie dryf na 'n soort independentisme, individualisme, ek sal sorg, maar uiteindelik word mense uitgebuit. Is dit Christelik? Uiteindelik wil mense nie werk nie, en is daar luiheid? Is dit Christelik? En so is jy besig om as gelowige jou tydens hierdie afgronde te vind, maar as 'n mens nou dink aan nou Tolkien se Hobbit en sy boekereekse, dan besef 'n mens tog, man, daar is 'n uiteinde, en die goeie sal oor die slegte heers. So waarom sal ons onsself nou laat stuit deur dit wat nou vir ons as uitdagings lyk? Ja, net so. Ek dink byvoorbeeld aan ons stoere voorouers met die 80-jarige oorlog. Hulle het nou nie gaan sit op 'n ashoop en sê, "Sjoe, daar's nou hierdie 80-jarige oorlog, hulle wil ons uitwis. Sorry, ons kan nou nie oorleef nie. Nou hou ons maar op om kinders te kry." Hulle het aangegaan. En toe op die 80-jarige oorlog volg 100 jaar van die goue eeu. Ten spyte van die burgeroorlog wat hulle teen hulle eie koning moes veg, het hulle daarin geslaag om vorentoe te gaan. En ek dink dit het eintlik, as mens gaan kyk van die wette en dinge wat hulle gemaak het, Jan van Riebeeck wat net nou daai hier aangekom het, dan kom mens agter, hulle was diep gelowiges, die gebed wat hulle geskryf het, wat Jan van Riebeeck hulle met elke raadsvergadering moes bid, dan kom 'n mens agter, maar hulle het 'n roepingsbewustheid gehad, dat hulle gebid het en gesê, Here, help ons in hierdie land wat ons gekom het, waar hierso mense is wat nie vir u ken nie, laat ons die evangelie ook hier aan hierdie mense kan verkondig, en u koninkryk so op daai manier ook kan uitbrei. Dan sien mense, hulle het 'n roepingsbewustheid gehad. So hulle het nie dat die moeilike omstandighede hulle terughou nie. So ek dink dis een voorbeeld. Die ander voorbeeld is ons dink aan Moses en die Israeliete, wat hulle het tog geweldige onderdrukking ervaar toe hulle nou in Egipte was, en dan sien ons daar, maar die Here het hulle geseën, en hulle het baie kinders gehad, en hulle het baie geword, sodat die Egiptenare naderhand bang geword het. So ek dink, ons moenie dit as 'n verskoning gebruik, dat dit nou swaar gaan, en ek dink partykeer is ons ook baie gemaksigtig, wat ons nie bereid is om van die dinge wat die lewe vir ons lekker maak, prys te gee nie. Ons wil maar 'n mooi kar hê en 'n mooi huis, en
dit is eintlik nie nodig nie. Ons kan met minder klaarkom. Ons hoef nie al daai dinge te hê nie. Maar ons moet gehoorsaam wees aan dit wat die Here vir ons sê. En ek dink een daarvan is dat ons nie tevrede moet wees met net 1,6 kind per vrou nie, wat die hoeveelheid is wat die Afrikaners op die oomblik het. So dit beteken dat daar's baie Afrikaners wat 1 kind dalk het, of 'n klomp wat selfs niks het nie. Want mens kan nie 1,6 per gesin hê nie. So dit, ja, op die einde moet daai syfers moes nou klop. So daar is ons ouens wat niks het nie. En ek dink as gelowiges, daar is nie goed genoeg nie. Ons kan nie daarmee tevrede wees nie. Nou goed, dit is so dat ons smag na vryheid, die Afrikaners. Ek dink ons is gebore as 'n volk wat graag van vryheid hou. As ons kyk na ons wortels wat in Europa onder die Nederlanders en die Duitsers is, hulle het ook gesmag daarna. Van daai idees het dan ook oorgespoel na Amerika toe, en dieselfde vryheid wat mens kan ook parallelle sien tussen die Amerikaners en hulle vryheidsoorlog wat hulle gestry het en ons vryheidsoorlog. En dit is so, ek dink ons smag daarna om vryheid te hê, en daarom is daar al hierdie gesprekke en projekte om 'n volksstaat tot stand te bring. Maar die probleem wat ek sien is, dit gaan nie help nie, dit gaan by drome bly om vryheid te kry as ons nie ook kinders het nie. Want die probleem is, jy kan nou kom en konsentreer in een gebied, maar as jy net 1,6 kind per vrou het, oor 'n geslag, dan krimp jy met 24%. So dan daai gebied waarna toe jy gemigreer het, jy gaan nou eintlik maar net nog weer verder krimp, en dit is eintlik maar net stagnasie, wat so 'n stadige stille dood uitgerek oor 'n eeu of wat ook al, totdat jy dan nou niks is nie. So ek dink, dit kan nie net by die praat bly nie, ons sal ook moet kyk daarna om meer kinders te kry. Ja, kyk, as dit gaan oor vryheid, dan is dit nou weer eens vir my van daai begrippe wat ek nou so op die weegskaal sit en in my hart oor en oor en oor draai en oor prit. Maar nou, vir my, miskien is dit nou omdat dit my daaglikse arbeid is, my vakgebied is, begin het, maar as jy vry in Christus. So vryheid, my begrip van vryheid begin by die lewende God, in Christus deur die werking van die Heilige Gees. So, as ons sê vry, ek smag na vryheid, dan vra ek heel eers vir myself, maar beteken dit dus nou, dis hierdie groot swaai vanaf iemand wat aan God ongehoorsaam wil wees, iemand wat leef met jou rug na God toe, waar jou eie denke, dit is waaroor die lewe vir jou gaan. En dan kan jy vry, ek wil vry wees, skree, en jy kan smag, en jy kan selfs wapens daarvoor opneem, maar uiteindelik loop jy jou vas teen die lewende God. Jy het nie groot getalle mense nodig, dat die lewende God vir jou wys, wie's in beheer en wie regeer nie. So, ja, ken jy Christus Jesus? En dan is dit nie net 'n kwessie van regverdigmaking nie, is ek reg met God nie, het Christus my die voorreg al gegee deur die werking van die Gees om wedergebore te wees nie. En dis ook maar as ons die begrip vryheid wil inspan, het ek al iets geleer van sondeoorwinning. Hoe gaan dit met my persoonlike heiligmaking? En nou sê jy maar 1,6, goed, ons moet elke saak, elke gesin, elke huwelik, elke mens op eie meriete neem. En ek wil net mooi niks daarvan wegneem nie. Maar uiteindelik kom dit daarop neer, jou
versigtiging waarna jy verwys oor vryheid vooronderstel by Christene 'n wedergebore man en 'n wedergebore vrou wat in terme van hulle huwelikslewe dag vir dag nader aan die Here streef om te leef. En weer eens om die ou Heidelberger aan te haal wat die sonde afsterf in terme van Efesiërs en die nuwe lewe toeëien deur die werking van die Gees en dag vir dag in die vryheid van Christus besig is om heiliger en heiliger te word, nie om 'n spookbeeld of 'n karikatuur of ek dink ek is beter as jy, hierdie skyn heilige, nee, 'n deurmurgte, werklik opregte, eerlik gelowige mens. En dan beteken dit die twee mense gaan gelowig omgaan met die kindervraagstuk in hulle lewe. En dan is die vraag, kan ons? Nou ja, daar is mans wat regtig eerlik nie kan nie. Daar is vrouens wat regtig eerlik nie kan nie. Maar ons eien ons die naam Christen toe en ons eien ons die naam gelowig toe, maar is ons daar waar die ribbe die teer tref in ons lewens regtig afwegend eerlik opreg Christen? Ek lees nou die dag blykbaar kos dit nou al 3 miljoen rand plus minus ongeveer om 'n kind groot te maak. Nou ja, dan is ek verseker skatryk en jy is op pad om 'n multimiljonair te word. So vir my is daar gesê, julle gaan nooit julle kinders kan groot maak. Julle gaan nooit en hier is ons, hulle is almal met universiteitskwalifikasies besig of klaar afgehandel. Die volgende geslag is aan die kom. So die oomblik as dit vir my oor vryheid gaan, dan gee ek ook nie weg vir een oomblik dat die vorige geslag nog in die ou bedeling van Suid-Afrika het ons laat opgroei met die gedagte, hier in Suid-Afrika werk ons na 'n gemeenebes toe van Christenvolke, Christelike volke. Nou, uit die aard van die saak is daar meer as een manier om jou doelwitte te bereik, maar soos wat ek hier langs jou sit, dink ek nie in die eerste plek van myself as ek is iemand wat nie vryheid het nie. Ek is waarskynlik iemand wat ongehoorsaam is aan die Here. En as gevolg van my ongehoorsaamheid en menige ander, soos ek, oor die volkere heen, se ongehoorsaamheid, begin ons nou mekaar verdruk. Begin ons mekaar, het ons eintlik meer raswette in Suid-Afrika as wat ons ooit voorheen gehad het. Het die pendulum nou weer eens deurgeswaai vanaf die een kant van onderdrukking na die volgende kant van onderdrukking. En kompliseer dit hierdie begrip vryheid. Want nou, as ons as Afrikaners vry wil wees in 'n afgebakende gebied, goed en wel, maar as dit nie gelowige mense is nie, dan beteken dit in so 'n afgebakende gebied onder die banier van Afrikanerskap gaan jy met net soveel diskriminasie te make kry as op die oomblik in die geheel van Suid-Afrika. En dan as ek so 'n bietjie na die geskiedenisboeke kyk en jy kyk na die Nederlandse kerkgeskiedenis, die vaderlandse geskiedenis daar, wat nou vir ons hier in Suid-Afrika deel vorm van die algemene geskiedenis, maar in Nederland self is dit verstommend dat blykbaar hier rondom die 2de eeu het die argeologie gewys was die vroeë Christene daar en toe is hulle uitgemoor skynbaar. Toe is dit vir etlike honderde jare weg waar daar geen Christelike getuienis was nie en toe hier in die 7de eeu kom baie doelbewus met sendingaksies, die vestiging van die evangelie. En dink jy dit net nou in, van ongeveer die 7de eeu tot by die 16de eeu, neem dit dat ons 'n reformatie nodig het.
En toe is dit skaars 50 na 100 jaar, toe kom die insinking op die een, op die ander, en soveel so dat die groot geleerde Dr. Herman Bavinck, professor Herman Bavinck skryf in sy groot dogmatiese werk, dat teen 1750 is daar in Duitsland geen gereformeerde instelling meer oor nie. So teen 1750 was die tafel al gedek vir iemand soos Kant, wat van sy gedagtegoed by David Hume gekry het, en sy groot werk in 1781 gepubliseer het. En in die bietjie tyd daarna, 200 jaar, minder as 200 jaar, nou sit ons, waar daar in Nederland geveg op geveg plaasvind, deur Nederlanders op Nederlanders, oor die Christelike getuienis. Net so. Nou, wil jy my vertel, die Afrikaner is beter as dit? Presies. Om nou terug te kom na my voorbeeld van Nederland, dit was vir my 'n omslag. Toe ek die Nederlandse Christelike geskiedenis bekyk, en ek sit dit langs die Suid-Afrikaanse Christelike geskiedenis neer. En as jy gaan kyk na wat opgeteken is oor sendingwerk in Suid-Afrika, dan kry ons redelik die idee dat dit regtig met krag eers pas na 1840 van stapel gestuur het. So in my gemoed lê hef aan vir die Christelike getuienis nog voor. Party mense kla, steen en been oor Suid-Afrika, maar ons leef op die sendingveld, wat verwag julle? Doen julle werk as gelowige. En dan besef 'n mens, wag, as dit in Nederland so lank geneem het, en dat daar 'n reformatie nodig was, en toe was daar nog 'n nadere reformatie nodig, en nou is ons by die punt van verval, waar 'n mens eintlik na Nederland kyk, en jy sê, is ons maar nie maar terug by 'n heidense land nie? Hoe werk dit? Dan vra jy vir jouself in die lig van dit af, kyk 'n bietjie na Suid-Afrika vanuit 'n spesifiek Christelike oogpunt. Dan is aan die een kant Matteus 28 'n baie groot opdrag of klag. Aan die ander kant sit jy met 'n situasie waar dit gaan op die oomblik sleg in Suid-Afrika. Hoeveel daarvan is aan die Christene, sogenaamd Christene in hierdie land te danke? Ja, wat ontrou is. 20% sê hulle is Christene. Ja. So daar's 'n disconnect tussen dit wat bely word en dit wat gedoen word. Daai twee moet by mekaar uitkom, daar moet verdieping kom. En dan moet 'n mens vir mekaar sê, dit neem nie weg dat jy steeds jou eie afgebakende gebied kan hê. Dit het besliste voordele. Maar as dit bloot daaroor gaan dat jy jou verantwoordelikheid hierdie kant wil ontduik, dan word dit 'n ding wat jou, soos jy dit reg noem, langs die pad gaan inhaal. Maar aan die ander kant besef jy, as dit nou so moet wees, argument onthaal, doen die denke-eksperiment saam met jou, dat daai 1.6 van die Afrikaner getuig van hoe die Here besig is om die Afrikaner aan homself oor te laat, aan haarself oor te laat. Dan lyk dit vir my die ander volkere wat nog regtig 'n worsteling en 'n stoei het om as Ndebele, as 'n Tswana, as 'n Sotho, as 'n Zulu, as 'n Xhosa, noem maar op. Rarig iets van die reformatoriese insigte vir hulle self toe te eien en so te wil lewe. Dan is daar eintlik baie groot simpatie, want die evangelie het nog skaars voet aan wal gesit in Suid-Afrika. Ja. En dan is Philip Jenkins, wat 'n ruk terug al sy boek geskryf het, The Next Christendom, is hy in die call deur te sê, maar vir die kontinent Afrika, as daar nou 'n plek op planeet Aarde waar jy wil wees, dan is dit juis hier,
want die groot oomblik van die Christelike getuienis lê in Afrika nog voor. Of dit nou 'n eie afgebakende gebied is, en of dit in die geheel van Suid-Afrika is. Maar, sê nou maar as iemand wat nou sal sê, ja, daai te kom nou, hy is nie pro-Afrikaner nie, dan wil ek tog sê, ek dink een van die swak momente, wat ons na uniewording in 1910 in Suid-Afrika oorgeerf het, nie goed, mooi, lekker by uitgekom het nie, want ons het nog met die geweldige groot imperialistiese ideale hier gesit, en nou moes jy dit hanteer, en ons het maar in 61 eers by selfstandigheid uitgekom, en toe is dit direk onderdruk, en Groot-Brittanje het ook daarin 'n baie groot hand, die ANC se hoofkantore was nie verniet in Londen en omstreke nie. Ek dink 'n voordeel van Zululand is, hulle het hulle eie afgebakende gebied. Hoe hulle daarmee omgaan is 'n ander saak. 'n groot voordeel van die Amakhoza is, hulle het hulle eie afgebakende gebied. So, ja, daar kan regtig vir jou kultuurontwikkeling kan daar ontsettend veel plaasvind. Maar dan is dit tog iets anderster. Ek wil nie hê ek moet mooi gehoor word. Dit is tog iets anderster as om jou Christelike verantwoordelikheid te ontduik. En nou gaan trek jy 'n gebied vir jouself. Persoonlik het ek 'n positiewe gedagtegang oor laar trek, want dit gaan juis wel, as jy laar trek, wil jy jouself beveilig. Maar dan is dit juis die onderliggende vooronderstelling is, jy bou op God, en jy bou nie vanuit jouself uit nie. En as dit die geval is, dan sien ek ook hoop uiteindelik vir Suid-Afrika, vir die gemeene bes van volkere, dan is daar regtig vir ons 'n goeie blink toekoms voor, en ons kan saam met mekaar werk, oor die volksgrense heen, want dan beteken dit, as ons almal na God kyk, en God is ons Vader in Christus deur die Gees, dan wil ons mos wen-wen met sake omgaan. Dit gaan mos nie daaroor dat ek wil hê ten koste van jou, en jy wil hê ten koste van my, en ons is in hierdie toutrek die hele tyd besig, en nou wil ons net voortdurend afsper, maar ons wil ons luksus afsper. Ons wil nie regtig, eerlik, opreg kyk na wat is vir elkeen nodig en dit vir mekaar gun nie. Maar dan verg dit die koningskap van Christus oor elkeen van die volkere in Suid-Afrika. So dit is 'n simbiotiese verhouding wat 'n mens het. So dit is nie beide, die verhouding veroorsaak dat dit tot voordeel van beide partye is. Dit is nie asof dit 'n parasitiese verhouding is wat dit net die een bevoordeel. Die verhouding bevoordeel beide partye. Ek dink op die einde wat dit sê is, wanneer Christene die evangelie ernstig opneem en dit verkondig, en mense sal van harte verander, en hulle is nie meer hulle sondige self nie, maar word Christene, en dit deursuur deur die hele samelewing, dan kan 'n mens sien dat dinge omkeer, en dat dit nie in 'n rampspoedige ding opeindig nie. En ek dink dit is wat op die einde sal moet gebeur. Die evangelie sal weer verkondig moet word. Weet jy, een van die mooi dinge van my periode daar in Mamelodi, was juist dat Mamelodi my vir 'n deel vry gemaak het in my werk daar, van hierdie verskriklike stryd van die ideoloë en die groot figure in ons land, wat mekaar die hele tyd met modder probeer besmeer. Daai jare, 24 September, Erfenisdag, het skaars ingekom. En een van die mooi dinge was dat die waardering vir mekaar se kultuur het daar in die gemeente van Christus sy volledige plek gehad. So ons het elkeen tradisioneel aangetrek, en ek en Stefanie en die kinders het Aanstap Rooies gesing, en so het ons ingekom in die gebou in, en daar was regtig waar ruimte, volledige ruimte vir mekaar, en waardering vir mekaar.
Maar die Sotho het 'n uitspraak waarin hulle sê motho ke madi. 'n Mens is bloed. En die bedoeling is om te sê sien my as mens. Ek is 'n mens. En die oomblik as jy my sien as 'n mens, dan kom daar 'n baie dieper respek oor en weer vir mekaar. En dan kan jy 'n ontsaglike ver pad stap saam met mekaar. Dit word vertroebel deur valse voorstellings, eensydige voorstellings. Dit word vertroebel deur daar waar die rubber die teer tref. Dat mense hatig is op mekaar. Mense mekaar uitbuit, indoen. En dan is dit aan weerskante dat die ismes in die harte sy plek gaan vind. Maar die oomblik as ons regtig voor die aangesig van God staan, en is ons Vader, hy het jou gemaak. Hy het beskik dat jy jou spesifieke paadjie tot hier geloop het. Hy het my gemaak, hy het my paadjie tot hier beskik. Dan is daar vir ons 'n toekoms waar ons in Christus een kan wees en met 'n aksentstreepie op die van die en ons kan verskeie wees. Net so. En dis 'n vreugde, dis mooi, dis goed. En juist dit help hierdie hoop wat ons jong mense nodig het, so nodig het. Want oor die volksgrense heen, dan wil jy saambou. Jy wil van hierdie plek wat ons noem Suid-Afrika 'n baie beter plek maak. En ons kan. Ons het die gawes, ons het die middele, ons het die voorregte om dit te kan doen. Die groter vraag is in my hart natuurlik. En dis 'n moeilike vraag, want kop vir kop kan ek hom nie net sommer soveel mooi maak nie. Ken jy die Here Jesus Christus? Ja, ek dink as die verskeidenheid wat daar is, as hulle eenheid in Christus het, dan sal dit baie makliker maak om saam te kan werk en mekaar ook nie te verdruk nie. Want dan kan elkeen dit wat hy is, kan hy wees. En dit is wat vir my so mooi is as mens bietjie gaan begin oplees soos daai boek van Rushdoony oor The One and the Many. Dat op die einde, omdat God 'n drie-enige God is, beteken dit dat ons ook in die skepping kan ons die drieheid en die eenheid kan ons sien. So daar's 'n verskeidenheid, maar dit is nie die een of die ander nie, is albei. En daarom die volkere verskeidenheid, dit is nie iets wat ons moet probeer tot niet maak nie, dit is iets moois, dit is deel van God se skepping. Maar daar is ook 'n eenheid wat ons dan nog beter kan hê, want ons is almal mense, maar as ons mense is wat nuut gemaak is deur Christus, hoeveel te meer kan ons dan ook 'n eenheidsband met mekaar hê, wat natuurlik nie beteken dat ons dan die verskeidenheid ophef nie. Dit kan nog steeds daar wees en elkeen, dan is dit simbioties, want dit is tot voordeel van almal. Sonder dat jy nou, as mens gaan kyk in die diereryk, in die see kry mens van die diere wat dan saamwerk. Maar hy hou nie op om, sê maar, as mens daai goud, daai Nemo, daai visie, hy hou nie op om 'n Nemo te wees nie. Hy bly voortbestaan as 'n Nemo, maar hy het 'n simbiotiese verhouding met die anemone wat daar so is. En hulle help mekaar. En dit is hoe ek dink dit op die einde mense het moet sien, dat mense mekaar help en nie mekaar afbreek nie. Ja, kyk, uit die aard van die saak vooronderstel wat jy nou sê, 'n Christelike lewenswêreld beskouing. Want nou gaan dit juist daaroor dat een van my kollegas hou daarvan om te praat van 4-dimensioneel. Jy sien die rykheid, die rykdom van God se skepping en sy skeppingswerke raak. Die oomblik as jy dit alles wil inprop in 'n klein menslike breintjie, dan wil jy nou graag begin om hierdie rykdom te versmelt en verplat en uiteindelik selfs teen jou beter weterige bedoeling in, word dit slegs eendimensioneel. Ja. En nou skielik kom eenheid en dit word eendersheid. En dit kom
te staan teenoor verskeidenheid en as gevolg van die oor en die weer stryd word dit dan nou geskeidenheid. En uiteindelik is jy nie meer by eenheid nie, en jy is ook nie meer by verskeidenheid nie, jy is nie by vrede nie, jy is nie by vreugde nie, jy het nie hoop nie, jy het nie 'n toekomsperspektief nie, en dan wat gebeur? Mense wil nie kinders hê nie. Ja, net so. Nou goed, ons is hierso by die AP Akademie, en as ek nou dink aan so 'n instelling soos die AP Akademie, wat nou 'n Christelike instelling is, wat sou jy sê is die rol van so 'n instelling om nou 'n verskil te kan maak met alles wat ons tot dusver gepraat? Sjoe jong, ja, as jy nou ons blaadjie bekyk, dan sal jy nou sien, ons blaadjie sê klassiek Christelik, dit wat oor die eeue volhoubaar, werklik eg, opreg, eerlik Christelik is. Maar dit kan 'n subjektiewe mening wees, en daarom is die tweede kernbegrip wat uitstaan is Bybelgetrou, dat jy regtig die Bybel self aan die woord laat, in plaas van dat jy met al jou konstruksies van menswees dit wil kom afdruk op die Bybel en vir die Bybel te kom vertel wat en hoe die Bybel moet wees, en natuurlik dan nou Afrikaans, en daarmee kom ons eintlik iets van die ou Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys in hierdie eie tyd indra, voordra, die fakkel bly dra. In 'n sekere sin is die pik vir ons daai simboliese voorbeeld dat dit kan goed gaan met die Afrikaner, of dit kan baie sleg gaan met die Afrikaner. Jy kan 'n eie universiteit onder 'n Christelike banier oprig, energie en alles gee, en uiteindelik laat vaar die gewetensklousule, verloor jy net mooi letterlik en figuurlik alles. En uiteindelik is daar nie meer 'n Christelike getuienis nie. En daarom 'n ander ding, jy sien nou byvoorbeeld ou spore, nuwe weë, ons slagspreuk, ons wil graag in die lig van die 5de gebod, staan ons maar so op die skouers van ons geslagte, ons voorgangers, en ons sê nie daardeur, nou wil ons 'n tradisionalisme bevorder nie, maar jy moet dan die skema van die eeue regtig verreken in gedagte hou, wanneer jy iets nuuts wil probeer. Wat is deurwinterde goed? Wat is standhoudende goed? Wat is werklik wysheid? Oor die geslagte heen, as wat jy kom met nuut, ek nou hier, ons gaan dit nou vir julle wys, julle het nie geweet, maar ons gaan dit beter doen as julle. En daarom ook iets van die ou spore en die nuwe weë, in 'n sekere sin kan jy sê die spore, die vertel van mense wat jou vooraf gegaan het, en alreeds daai spore getrap het, maar tog, die Here gee dat 'n mens nog steeds nuwe ontdekkings doen, nuwe reise onderneem, en daarom vanuit die wysheid wat jy ontvang het, getoets aan die woord van die Here, kyk jy vorentoe, en is ons dan nou besig om stadig maar seker, sonder enige fondse van enige regering, dis heeltemal selfstandig, juis oor die vryheid, die begrip van vryheid, soos die Vrye Universiteit ook, los van staatsdinge, dat ons graag die Christelike getuienis op 'n klassiek Christelike manier, op 'n Bybelgetroue Christelike manier, maar ook op 'n kultuurwaarderende manier, Afrikaans wil gee, en juis in die lig van wat ek nou al voorheen gesê het, oor hoe Mamelodi vir my volledige ruimte kom gee. Jy kan Afrikaner wees, jy kan Afrikaans wees. Weet ek dat behalwe vir wanklanke deur sommige ideoloë, het ons daai volledige, by die voetvolk, by die deursnee mens, het ons daai volledige ruimte om net te kan wees in mekaar se teenwoordigheid. Ja, dit was baie goed om vandag hierso by jou te wees, Johan. Enige laaste opmerkings? As ek aan die jong geslag 'n saakie kan aanroer, dan sal ek sê, die Here is getrou. Wees jy net getrou.
Baie dankie vir die saamkuier, die lekker saamgesels, seën, sterkte, groete. Baie dankie Johan.